Môre môre. Ehm Soos laaste dag op Koh Samui gewees gister en vandag ry ons weer aan. Gister was 'n beach day gewees. Ons het baie tyd op die beach gespandeer. Ons het die oggend gaan koffie drink op dieselfde strand waar ons die aand voor die tyd 'n paar weetjies gehad het. En toe het ons bietjie op die strand geloop daarso. En van daar af het ons Crystal Beach toe gegaan. Een van die mees bekendste strande en regtig stunning mooi groot boulders. Met laat mens dink aan soos Seychelles. Regtig mooi. Toe het ons daar 'n bietjie geswem en lunch geëet, chicken fried rice en ek het seafood fried rice gevat. En toe het ons teruggekom, bietjie geswem in die swembad en toe weer 'n bietjie weggekruip vir die son in die aircon. En toe later het ons weer 'n bietjie gaan swem in die swembad. En toe het ons gestap na Chowing Beach se kant toe en ons het maar net bietjie alles daarso bekyk en ja, toe was ons weer terug gewees in die kamer en ja, ons eerste dag hierso was 'n sightseeing day en die tweede dag het ons na al die tempels toe gegaan en gister toe was dit 'n beach day gewees. Ek dink ons het nou gedurende Koh Samui experience weer gekry na 3 jaar. Anyway, so nou was 'n lekker dag gewees en we sien vandag lekker bietjie bewolk, maar soos ek sê vandag ry ons weer 'n bietjie aan. So ons gaan nou op die ferry gaan klim. Anyway, enjoy gister. Jette. City en kyk vir die see, dit is so mooi. Luister mense se koffieshop opinies oor die wêreld. Die peacefulness is baie hoe mense praat so baie en hulle het soveel interessante feite en weet alles van Thailand af. Layers. It was like 4 days. It wouldn't be 1 or 2 jars. You don't swim, just you don't. I think it's fake raining. I think it's fake raining. Crystal ball. Giant eggs. Vriendelijk niet.
Nie worry nie, ek worry nie. Wel, ek wou al goed geloop het, maar laat dit nie toe nie. Kopangan. Ek wil net weer sê, hierdie Koh Samui se paaie is nie lekker om mee te ry met jou eie skooter nie. Dit is aaklig. Dis sand en potholes en jy kry jou arme bike so jammer. So toe ons klaar by die mooi viewpoint weer gestop het, toe besluit ons gaan Crystal Beach gaan soek. Hy kom by twee name. Ek dink as hy sê het Silver Beach en Crystal Beach, maar in elk geval, toe dog ons kom ons gaan swem 'n bietjie in die see. Net weer eens hierdie view met hierdie boulder.
Ek moet sê dit is nogal 'n storie om parkering te kry op Koh Samui. En die paar plekke waar jy wel parkering kry, moet jy betaal daarvoor. So ons was eintlik baie gelukkig want ons het ingery en dit was 30 pad gewees om te parkeer. Maar die security ou was baie nice en hy het vir ons baie goeie parkering gegee weg van al die rental bikes af dat niemand ons bikes sal krap nie. Hy was regtig oulik. Ons het VIP parking. Niemand kan langs ons stop nie. Al die rentals is daarso. En die ou was baie nice. Hy het ons hier tussen bome gesit. Gesien ons het gay in Suba. Dank je. See by Crystal Bay. So mooi. Toe besluit ons om maar weer terug te ry hotel toe en in ons swembad te gaan swem. Dit was weer eens ongelooflik warm gewees. Jy kan nie te lank in die son wees nie, anders dan sal jy regtig met jouself bloedrooi brand.
Sjoe, maar hierdie man aan die linkerkant met sy kind het my geïrriteer. Dan was hy links van my, dan was hy regs van my, dan hoet hy, dan gil hy vir die mense, so wadika, so baidika, freaking gante kere. Hy ry en breek en sulke mense maak my so kwaad. Jy het 'n kind agterop wat duidelik nie eens mooi kan vashou nie. Okay, ja, die kind het 'n helm aan, maar hy het moeilikheid gemaak met die een ou wat verby hom gery het. Hy het soos vir hom iets gesê of ek kan nie weet presies nie en toe breek die ou en toe obviously het hy nou nie verwag die ou gaan breek en vir hom iets terug sê nie, hierdie ou aan die regterkant. En sien, daar sê hy vir hom iets en toe breek die ou en toe sê hy vir hom wat? En toe maak hy vir hom soos 'n peace sign, asof hy nou maar net jokey is. Moenie vir my sê hierdie man is nou maar net happy nie. Hy is definitief nie net happy nie. Hy is flippin op iets. En ek dink sulke mense moet net straight up gearresteer word. Want jy sit nie net jou eie lewe in gevaar nie, jy sit jou kind se lewe in gevaar. Anyway, dis my rant. Joe, daai man het my kwaad gemaak. Hier begin het. Ja, weet je,